Goeiemiddag elkeen van julle hier op die donderdagmiddag. Amper naweek, ons is amper daar. Ek wil vandag so 'n bietjie met julle praat. Wat gebeur in die geesteswêreld wanneer 'n mens sonde doen? Nou baie mense doen sonde, maar laat ek oorbegin. Ons almal doen sonde, maar en dan vra ons vir God net vir vergifnis en hy vergewe ons. Maar ons besef nie wat gebeur in die geesteswêreld nie. En wanneer 'n mens sonde doen in die geesteswêreld en jy repent nie daarvoor nie. Wat gebeur in die geesteswêreld? Elke kind van God het 'n wat hulle noem 'n spiritual garment. Wat hulle dit in Afrikaans 'n geestelike kleed wat jy aan het. Nou wanneer jy sonde en jy repent nie, dan kry daai kleed skere aan. En as dit aanhou na 'n paar keer se sonde, dan is jy totaal naak in die geesteswêreld. En dis super gevaarlik, want wat nou gebeur is dat hierdie kleed saam met die lig van God wat uit jou uitskyn, is eerstens om vir die vyand te wys in die geesteswêreld, jy is 'n kind van God. Nou hierdie kleed, hierdie lig, alles, dit is deel van jou autoriteit wat jy het. Dit is om jou te beskerm. Dit is om die demone weg te hou van jou. So as jy nou naak is in die geesteswêreld as gevolg van sonde en jy repent nie, dan is jy nou 'n maklike teiken vir die vyand. So hy sien nou, okay, hierso is 'n kind van God. Sy lig, hoe meer sonde jy doen, hoe flouer skyn die lig uit jou uit. En jy is heel moontlik naak, so hy sien hier's 'n maklike teiken en dan kom hulle vir jou en dan het jy groot probleme. Die ander ding is dat daai kleed verteenwoordig ook jou autoriteit. So as jy nou nie nou is jy naak of jou kleed is vol skere en jou liggie skyn maar flou in die geesteswêreld. Nou wil jy 'n demoon uit jou huis uitdryf. Nou wat gaan hy doen? Hy gaan vir jou lag. Hy demone gaan vir jou lag. Dan gaan sê, wat se autoriteit het jy? En jy kan hulle nie uitgedryf nie. Jy kan nie verstaan, maar hoekom gebeur niks as jy bid nie? Ek noem nou een voorbeeld, daar's baie voorbeelde. Jy kan nie verstaan hoekom gebeur niks nie, want jy het jou autoriteit verloor. Dis die probleem. Nou dis in kort wat gebeur as 'n mens sonde doen en jy repent nie. En dit kan regtig 'n groot probleem raak. Nie net in jou lewe nie, maar ook in jou geestelike lewe. Met ander woorde, jy is eerstens 'n maklike teiken, jy verloor jou autoriteit, jy verloor jou beskerming, want onthou jou beskermengel, onthou engele is heilig. So jou guardian angel, jou beskermengel. As jy nou naak is, so wat doen hy? Hy kan nie vir jou kyk nie, want hy's heilig. Hier is jy naak voor hom. So hy kan nie vir jou kyk nie. Nou die oomblik as hy dit doen, dan kom die vyand. Nou kan hy jou nie beskerm nie. Nou goed, dis 'n paar dingetjies wat ek wil nie die video te lank maak nie, net 'n paar dingetjies wat ek net met julle wil deel. So, repent, raak ontslaaf van die sonde, bly by God, en mag dit vir jou 'n mooi dag en 'n mooi naweek wees wat voor lê. Ons praat binnekort weer.